Hallo julle. Hallo daar. Baie keer wanneer ons met iets besig is, dan sê ons genade, ek wens ek het liewerster dit of dat gekies, dit sou makliker gewees het. Mm. Met ander woorde, dit waarmee ek nou besig is regtig 'n gesukkel, dit is moeilik en dit is so. Ek bedoel, jy sit in 'n situasie waar jy sommer net moedeloos is. En dinge wil net nie uitwerk nie. En dan het 'n mens hierdie prentjie dat as jy 'n ander keuse uitgeoefen het of in ander omstandighede gewees het, dan is dit baie makliker. Dan sou dit eenvoudiger gewees het. En ons almal trap in daardie slaggat. Ja. Maar dit is nie so eenvoudig nie. As ons 'n bietjie stil staan en net bloot na ons eie lewens kyk, dan sien ons dit is nie so eenvoudig nie. Ja, en ek dink 'n mens kan eintlik vanuit jou eie lewe sê dat 'n mens kan 'n baie goeie lewe voel dat jy 'n baie goeie lewe lei, maar dat dit 'n baie moeilike lewe is. Ja. So die twee gaan nie hand aan hand dat iets wat vir jou baie goed is of wat jy as heilsaam en die lewe is wat jy wil hê, wil leef, dat dit noodwendig 'n makliker lewe gaan wees nie. Dis reg. So en ek dink dit is so met alles. Alles het sy moeilik. Alles het sy kante wat jy wens jy kon dit kon nie hoef nie deel te gewees het van daai pakket nie. Dis reg. Dis reg. Ja. Dit maak nie saak in watter werksituasie jy is nie. Dit maak nie saak in watter verhouding jy is nie. Watter keuses jy ten opsigte van jou gesondheid moet maak nie. Elkeen van daardie dinge het fasette wat nie lekker is nie. Ja, wat en moeilik wat gaan nie wees. ja, en wat moeilik gaan wees. En 'n mens moet kies watter van daardie is jy bereid om te hanteer. Ja. So dit gaan eintlik en dit is 'n aanhaling wat ons gelees het is kies jou moeilik. Ja. Ons het 'n keuse in watter van hierdie ons het basies ons het basies net een opsie. Daar gaan moeilik wees, maar jy kan die situasie kan jy kies. Ja. So as jy kyk na 'n huwelik en jy voel dis ontsettend moeilik, daar's te veel wat van jou verwag word of wat dit ook al mag wees en jy kies om alleen nie in 'n verhouding te wees nie, dan het dit sy eie eise, sy eie moeilik, sy eie dinge wat jy op jou eie moet hanteer, wat jy nie iemand het wat jou kan bystaan nie. So dit het weer sy eie moeilik. Ja, of as jy sou besluit om 'n egskeiding aan te gaan, die egskeiding gaan ook moeilik wees. Ja, maar jy's dalk in 'n verhouding wat dit ontsaglik moeilik vir jou maak. Dis reg. So beide van die goed gaan sy eie vorm van moeilik inhou. Ja, so en wat die aanhaling sê is weet dit maak nie saak in watter omstandighede jy gaan wees nie. Daar gaan moeilike tye wees. Daar gaan moeilike fasette wees. Kies jou moeilik. Ja. Kies jou moeilik. Wat help 'n mens in die keuse van die moeilik kies? As dit die geval is, met ander woorde, dit is nie, nee, daardie is toe ons in Johannesburg, nie Gauteng gebly het, was dit saai boerdery gewees. Mense het mielies en soja geplant, hulle het intensief met groente geboer en jy het baie keer met boere daar gepraat en hulle het vir jou gesê, weet jy, beesboerdery, dis maklik. Jy het daai beeste en jy jaag hulle in die veld en as hulle reg is, dan gaan haal jy hulle en jy vat hulle slagpale toe. Dis 'n eenvoudige boerdery. Nou bly ons hier in Wakkerstroom en ons is omring deur beesboere. Ons het nou al op 2 groot beesplase gebly en al wat ons vir julle kan sê is beesboerdery is ook moeilik. Ja. Ek dink die groot ding is om te aanvaar dat daar 'n moeilike deel in alles is. In die eerste plek om dit te weet. Ja. So om te weet, dit maak nie saak
wat jy kies nie, jy gaan moeilik ook daarin beleef. Dis reg. En dan gaan dit nie meer oor die moeilik nie, dit gaan oor wat is die ding wat vir jou die beste is, of vir die groter prentjie die beste is, wat is die ding wat diep onderliggend is, wat jy voel jy moet mee besig wees. Ek het op 'n stadium 'n boek gelees, van Elizabeth Gilbert, Big Magic, is die boek se naam, en daarin praat sy van die konsep, en ek weet nie wat so mooi Afrikaanse woord vir dit nie, en is ook seker nie 'n baie mooi Engelse woord nie, maar ek gaan dit nou maar sê. Wat sy sê is, alles wat ons doen, is daar die shitpie. Die deel wat jy nie wil eet nie, die deel wat jy nie graag wil doen nie. En dit gaan oor passie. Ja, Dit gaan oor die ding waarmee jy wil besig wees in jou lewe. ja, En wat sy sê, wat vir my baie kosbaar is dat as jy wil weet wat is die ding wat so sterk tot jou spreek, dan moet jy kyk watter van hierdie pastye. van daai pastye jy bereid is om te eet. Ja, En jy kan dan weet dat daai moeilik is wat jy kies. Jy sal dit kies, ja, omdat daar iets groters as dit is. Omdat dit wat dit inhou, wat dit vir jou beteken, wat dit vir jou bied, waar jy dit vir jou gaan, is groter as die moeilik. is groter as die moeilik. Ja. Ja, dit En oortref jy's die moeilik. bereid om daai moeilik te beleef, om te hanteer. Ja, dis 'n baie goeie maatstaf. Met ander woorde, wanneer jy steeds ten spyte van teenkanting, teëspoed of wat ook al, bereid is om met dit waarmee jy besig is aan te gaan. Dan is dit vir 'n mens 'n aanduiding dat 'n mens in die ruimte is of in die omstandighede is waar jy voel jy wil wees. Ja, en dit het baie keer te doen met dinge soos donkiewerk, sloerwerk, Ja. vuilwerk, goeders wat nou deel, ek dink weer in terme van pottebakkery, daai deel van die werk wat mens eerder sou nie wou doen nie, maar wat deel is van die proses. Ja. En jy kan moeg word daarvoor, en jy kan sê, ek wil nou nie meer, vir die volgende maand wil ek nie klei sien nie, en dan wil jy weer. Ja. So dis byna daai ding wat vinnig op die agtergrond skuif, en dit wat dit oorskadu, kom weer baie Dit wat dit oortref. Wat dit oortref, kom baie vinnig weer na vore. Maar ek dink ook, en ek dink dit is 'n belangrike onderskeid in die lewe om te tref, is wanneer die moeilik so moeilik is dat dit nie jou lewe onderhou, dat dit nie goed is vir jou nie, wanneer dit nie wanneer dit jou aftakel. wanneer dit jou so aftakel dat daar niks van jou oorbly nie, dan moet jy mooi kyk na daai moeilik wat jy gekies het. Dis reg. En of jy moet aanhou om dit te kies. Ja, jy het dalk edele ideale. Daar word die storie vertel van die man wat sy werk, hy het in die sirkus gewerk. En sy werk was om agter die olifante met 'n skoppie en 'n besem te loop, en daar waar hulle opgetree het om die olifantmis op te tel. En dit het hy nou maar daagliks het hy gedoen, en iemand het hom eendag so gestaan en dophou, en toe sê hy vir hom, "Jemmel jong, dit is darem maar nou nie 'n lekker werk om te doen nie. Het jy nie al dit oorweeg om vir jou ander werk te kry nie?" Toe sê die ou, "What? And leave show business?" So 'n mens moet versigtig wees, wat is 'n mens se prentjie van waarmee jy besig is? Is dit besig om 'n mens te bou? Is die moeilik wat 'n mens daarin gaan ervaar, is dit regtig opbouend vir jou? Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? En ook 'n ander ding wat daarmee saamgaan. Wanneer ons sê, dit maak nie saak in watter omstandighede jy is nie, dit gaan moeilik wees. Dis om ook te sê, 'n mens moet jou nie doodskrik as jy in 'n situasie is en daar's moeilik en jy sê,
ek is op die verkeerde plek, want hier is Ja. moeilik nie. Ja. Ja, dis onrealisties. Dis onrealisties. Dit maak nie saak waar jy gaan wees nie, of jy 'n groenteboer is en of jy 'n beesboer is. Jy gaan moeilikhede hê. Kies jou moeilikhede. Ja. So dit moenie jou so doodskrik vir enige struikelblokke, hindernisse, frustrasies dat jy sommer dadelik tou opgooi nie. Maar kyk baie mooi, wat is die dinge wat jou motiveer? Wat laat jou lewendig voel? Hoeveel keer het ons nou al daaroor gepraat? Wat laat jou lewendig voel? Sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis 'n belangrike ding om daarna te kyk. Baie dankie. Ons hoop julle kry darm nie te koud nie en ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal en baie dankie vir die lekker terugvoer van verlede week. Mooi bly. Tata.